my ooppak daarso in die boek van 1 Samuel. 1 Samuel in die 16de hoofstuk. 1 Samuel hoofstuk 16. Samuel hoofstuk 16. Terwyl jy so in te blaai, ek wil jy met 'n bietjie hierdie prentjie gou in jou kop kry. Ek het aan 'n dag toe kyk ek 'n fliek. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek is een van die ek is baie lief vir hierdie opera tipe goeters ook. Maar een van die musicals waarvoor ek baie lief was, wat vir my baie dis 'n kommersieel, dis nou nie net gospel nie, maar dit was vir my 'n goeie verhoogstuk geweest. Was onder andere The Phantom of the Opera. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie, né? Maar in daai storie het hulle, en dit het my laat dink aan dit, was daar 'n gedeelte waar hulle 'n maskerbal gehad het. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie. In die maskerbal het almal hierdie groot maskers gedra met hierdie vere en juwele en so versier en elke ding. Maar ek wil stel jouself voor jy staan nou in so 'n teater. En die plek is stampvol mense, né? En almal dra hierdie maskers en hierdie gowns en hierdie pragtige rokke en pakke klere en dis vol glans, jy weet, en dit is soos dink soos in die soos daai, ek weet nie of julle al van die goeders gesien het van die movies wat hulle al gemaak het oor die Franse, as hulle hierdie balls gehad, wat noem jy dit, daai tipe goeders. Maar almal dans en almal lag en almal is gelukkig en almal is vrolik. En dan skielik as die ligte helder word en die ligte gaan aan, dan sien jy iets wat jou eintlik so bietjie laat ril, as ek dit so kan sê. Want dan sien jy agter maskers is daar 'n paar gesigte wat nie mooi is nie. Wat eintlik verrotte koppe is. Soos onder andere dat ek dink aan van Phantom of the Opera op die een stadium toe hy die masker afgehaal het, was dit so 'n kopbeen wat so was. Leeuoë en 'n vel wat verrimpeld is en verrot is en opgevreet is. Dis nie 'n mooi gesig nie. En daar was eintlik net 'n masker oor die realiteit geweest. Daar was net 'n masker oor die waarheid. En dan ewe skielik, terwyl die ligte so aan is, dan kom maar 'n stem wat so oor die klankstelsel sê, die maskerbal is verby en nou word die waarheid onthul wie elkeen is. Haal af jou masker. En ek meen, dit klink nogal soos 'n thriller, né? Maar weet julle wat, dit is die waarheid van God se woord. En daar gaan 'n dag kom wat elke masker gaan afval. Elke vroom buitekant, elke mooi gebed, elke mooi kerkgesiggie, en al wat gaan oorbly is net die hart, die realiteit. En nou wil ek sê, ons moet saam lees, daar sit 1 Samuel hoofstuk 16, en hier kry ons die gedeelte waar die Here vir Samuel stuur, en hy sê vir Samuel, ek wil hê, Saul het teen my gegaan, en ek wil 'n ander koning salf. Gaan na die huis van Isai, en gaan salf een van sy seuns as koning. En daar het iets my opgeval, in 1 Samuel hoofstuk 16, ons lees dan vanaf vers 1 tot en met vers 7. Nou vanmôre, ek wil eintlik vanmôre se boodskap 'n titel gee. Dit klink nou 'n baie snaakse titel, maar die masker van 'n vals kruis. Die masker van 'n vals kruis. Nou ek wil ons moet daarso saam lees in 1 Samuel 16 af vanaf vers 1. Daarna sê die Here aan Samuel: Hoe lank sal jy treur oor Saul, terwyl ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isai, die Betlemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. Maar Samuel vra: Hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Here: Neem 'n jong koei met jou saam en sê ek kom om aan die Here te offer. Nooi Isai dan na die offermaaltyd en ek sal jou bekend maak wat jy moet doen. En jy moet die een vir my salf wat ek jou sal noem. Samuel het gedoen wat die Here gespreek het. En toe hy by die Bethlehem aankom, het die oudstes van die stad hom bewend, tegemoet gegaan en gevra: Is hier koms vrede? En hy sê: Vrede, ek kom om aan die Here te offer.
heilig julle en kom met my saam na die offermaaltyd. En hy het Isaai en sy seuns geheilig en hulle na die offermaaltyd genooi. Toe hulle inkom en hy Eliab sien, dink hy gewis, hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here, let in vers 7 op, en dis die skrifgedeelte, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Jy sien, God kyk deur 'n masker. Mense kyk na die buitekant en hulle kyk na die mooi van die mens. Hulle kyk hoe mooi jy sing, hulle kyk hoe getrou jy kerk toe gaan, hulle kyk hoe vriendelik jy glimlag, hoe mooi praatjies jy praat, wat 'n nice mens jy is. Maar God sien reg deur jou. En dit is iets wat ek dink kinders van die Here moet besef. You can bluff everybody else, but you cannot bluff God. Dit is soos 'n ekstraal. Jy kan gesond lyk aan die buitekant. Alles kan reg lyk, maar as jy 'n ekstraal vat, 'n ekstraal wys 'n gewas en goeders wat 'n mens nie kan sien nie. Dit wys wat binne aangaan. En net so sien God. Ja, dit sê Hebreërs 4 vers 12 en vers 13. Hoor gou wat sê die woord van die Here. Hebreërs 4 vers 12 en vers 13. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Dan sê vers 13. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Wow. Hoor gou 'n bietjie mooi daai vers. Daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Ek dink die mense besef nie dat God sien alles nie. Ons dra maklik 'n masker voor mense om voor te gee. Maar ons vergeet dat God sien verby die masker. Hy sien wie ons werklik is. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die masker van 'n vals kruis. Hoe lyk 'n vals kruis? Kyk, ek gaan so 3 voorbeelde vat van 'n vals kruis. Die eerste vals kruis wat ek wil gaan kyk is 'n dekoratiewe kruis. Wat bedoel ek daarby? Dis 'n kruis wat net vir decoration gebruik word. 'n Mens dra dit aan 'n kettingkie om jou nek, jy hang dit teen 'n muur, jy sit dit in jou kerk op. Dis 'n dekoratiewe kruis. So die eerste kruis waarna ek wil gaan kyk is 'n dekoratiewe kruis. Wat is jou dekoratiewe kruis? So wat ek gesê, jy sit hom aan 'n kettingkie. Jy dra hom om jou nek, jy sit hom teen jou muur vas. Jy sit hom hier in jou kerk. Jy sien, die kerk is vol kruise. In jou huis ook is vol kruise. Jy kom daar aan by 'n huis, dan is daai huis mure gepak van die kruise, pappa. Maar die probleem is, daai mense het nog nooit by die kruis uitgekom nie. Hy het nog nooit by daai kruis gekniel nie. Hy het nog nooit daardie kruis in sy lewe opgeneem nie. Dit is maar net sowel, jy dra 'n trouring, jy is getroud, maar daar is geen liefde in die verhouding nie. Wat is die verskil? Dit is nou net 'n simbool, maar die werklikheid is, daar is nie liefde nie. En so is in baie mense se lewens vandag, die kruis net 'n dekoratiewe kruis, dis net 'n
'n prentjie, dis net iets om hulle huis te decorate. Maar hulle het nooit die Here van daai kruis ontmoet nie. Ek wonder in hoeveel van ons, as ek moet vra in wie se huise is daar kruise? En in hoeveel huise vandag, ek het al baie keer, dit gaan nou baie, en dit is nie oordelings wat ek nou sê nie, hierdie is realiteit. Ek het al by baie mense gekom, dan is daai mense so ver van die pad af, hulle dien nie die Here nie. Maar die huise is vol kruise. Dis 'n dekoratiewe kruis, dit beteken vir jou niks. Dis net 'n simbool. Dis net 'n versiersel. En dis die eerste vals kruis wat 'n mens kry, die masker wat jy aansit. Ek dra die masker van dat daar 'n kruis in my lewe is, maar eintlik is dit maar net daar vir decoration. Wat is decoration in Afrikaans? Ja, vir die mooiheid, vir versiering. Dit beteken niks. Die ander kruis wat ons skryf, van die ander vals kruis wat ons kry, is 'n kulturele kruis. Die kulturele kruis. Jy sien, dit is 'n kruis wat gevind word in die kultuur van 'n persoon. Jy weet, ek is 'n Christen want my pa was 'n Christen, my ma was 'n Christen, ek is as 'n Christen gebore, ek het as 'n Christen groot geword, weet jy, ek is gedoop, ek is 'n Christen, ek het kerk toe gegaan, ek het gekatkeseer, weet jy wat, ek is in die kerk, ek is 'n Christen, want my ma, my pa, want net omdat ek nie 'n moslim is nie. As die bordjies verhang was, en jy was in jou kultuur was 'n moslim of 'n hindoe, dan sou jy een van hulle gewees het. En ek dink die meerderheid van ons kan eintlik daarvan getuig om te sê, maar weet jy wat, in 'n mate het ons ook daai kulturele kruis. Ek is maar net baie male 'n Christen omdat ek nie 'n hindoe is of 'n moslim is of 'n Hare Krishna of 'n weet jy wat is nie. Dis net kultuur, dis net tradisie, daar's nie verhouding nie. Daar's nie 'n pad wat ek saam met die Here stap nie. Ek is maar net 'n Christen omdat ek 'n Christen genoem word. Omdat ek iets anders te is nie. Ek het eintlik geen ware verhouding met die Here nie. Ek dien nie die Here nie. Ek volg hom nie. Ek lewe vir die wêreld. Ek doen wat ek wil, maar ek's 'n Christen. Wat 'n geloof is jy ek's 'n Christen? Weet jy, dit was soos een van my skoolboeke op skool. Ek moes altyd skoolboeke skryf, wat jy huiswerk moes doen. My ma het altyd moeite gedoen om my boeke so mooi oor te trek, maar binne in daai boek was dit leeg. Dis presies dieselfde. Ek het die naam, maar daar's niks. En dan kry ons die derde vals kruis, en dit is die gemaklike kruis. Weet julle wat is 'n gemaklike kruis? En dit is eintlik 'n baie gevaarlike een. Mag jy jou Bybel oopmaak, Matteus hoofstuk 10. 'n Gemaklike kruis dien die Here in 'n comfort zone. Sal die Here volg in 'n gemaksone. Matteus hoofstuk 10. Dis nie 'n kruis wat ek as opoffering leef nie. Matteus 10, daarso vanaf vers 37, sê die woord van die Here vir ons. Matteus 10 vers 37 tot en met vers 39. Wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my nie volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Hoor wat hy sê, wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. Wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. Hoe baie maklik is ons nie om te kompromieer om mense bo God te plaas nie.
En hy sê, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor, wie sy lewe verloor om my ontwil sal dit vind. Jy sien, die valse kruis sê eintlik, Here, ek wil die seëninge hê, ek wil al die blessings hê, ek wil die lekker lewe hê van Christendom, maar ek wil nie myself verloor nie. Ek wil nie myself kruisig nie, ek wil nie myself daar buite sit nie, ek wil in 'n comfort zone wees, ek wil nie dien, Here, solank dit vir my gemaklik is, solank daar nie iets van my vereis word nie, solank dit vir my gerieflik kan wees. Ek wil nie dien op my terme. Jy sien, dis 'n kruis waar daar nie lyding betrokke is nie. Dis 'n kruis waar daar nie gehoorsaamheid nodig is nie. Dis 'n kruis waar daar nie 'n dood aan die eie ek nodig is nie, waar die eie ek nie gekruisig moet word nie. En ek moet eerlik wees, ek dink die meerderheid van die mense vandag sit met hierdie ding. Ek sal die Here dien solank dit met my goed gaan. Ek sal 'n Christen genoem word en ek sal die Here dien en getrou wees en ek sal alles doen solank ek net nie hoef te suffer nie. Maar die oomblik wanneer die hitte kom, die oomblik wanneer die stryd kom, die oomblik wanneer daar van my verwag word om op te staan en te sê, ek kies die Here bo alles. Ek kies die Here as die nommer 1 in my lewe. Die oomblik wanneer dit moet gebeur, dis wanneer ek terugstaan en sê nee, ek kan nie dit doen nie. Dan kompromieer ek. Daai kruis is 'n gemaklike kruis. Jy sien daai 3 kruise wat ons hierso gesien het, daai dekoratiewe kruis, die kulturele kruis en die gemaklike kruis. Dis maar net 'n masker. Dis net 'n masker. 'n Masker wat oor 'n dooie, verrotte mens, kan ek maar sê, geplaas word. Want die masker is die masker van die kruis. Maar as die masker af is, wat bly oor? Jy sien, en daar kom 'n dag waar die maskers gaan afval. Jy kan mense flous, jy kan jouself flous. Jy kan jouself oortuig. Weet jy wat? If you tell a lie to yourself for long enough, you're going to believe it. Hoor wat ek vandag vir jou sê, as jy 'n leuen vir jouself vertel, aanhoudend gaan jy dit naderhand glo. Maar daar gaan 'n dag kom waar die maskers gaan afval. Julle almal ken hierdie gedeelte wat ek vir ons wil lees in Matteus 7. Ek preek so gereeld hieroor. Matteus 7 vanaf vers 19 tot 23. As jy hierdie vers nog nie eers uit jou kop uit ken nie, dan luister jy te min van my preke. Maar hoor wat sê hierdie gedeelte. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Ek wil eintlik 'n parafrase daar maak en sê, nie elkeen wat 'n kruis voorhou, sal ingaan nie. Sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, en in U naam duiwels uitgedryf, en in U naam die baie kragtig gedoen nie, dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Weet julle waarom dit laat dit my dink? Aan 'n brandblusser. 'n Brandblusser wat baie mooi is, hy staan as ons daar so by ons by die kleuterskool het ons brandblussers oralste. Maar imagine yourself, daai brandblusser is leeg. En daar kom nou 'n brand, daar kom nou 'n vuur, en jy hardloop en jy gryp daai brandblusser om daai vuur te blus. Maar hy's leeg. Dit beteken niks. En dis presies wat 'n vals kruis is. Gaan vir jou niks beteken nie. Wat is mooi aan die buitekant, maar is leeg in die binnekant. En wanneer die vuur kom, gaan jy nie daai vuur kan blus nie. En daar kom 'n dag van die Here waar die maskers gaan afval. En waar die vuur van God die onderskeid gaan tref. Jy sien, dis waar die ware kruis kom. Die ware kruis
wil ek eintlik sê ontmasker ons. Die ware kruis is eintlik die plek waar die vals maskers afval. Want as jy by die ware kruis gaan kom, dis waar die vals masker afval, die vals kruis. Van die ware kruis, daar gaan jy moet erken, Here, ek, die eie ek is niks, maar U is alles. By die ware kruis gaan jy moet erken, Christus is alles. Jesus, sy volbringde werk aan die kruis is alles. Jy sien, daar gaan God deur daai skynheiligheid sny. Jou selfregverdiging, daar waar daai dinge wat jy jouself so voor opgehef het. En weet jy wat, dit is by die ware kruis waar ons net sal besef dat dit is waar ons skuld en ons sonde en ons ongeregtighede vasgenaal is. Dis waar dit betaal is. Ons probeer baie keer ons redding vind in 'n vals kruis. Ons eie werke, ons eie goeie dade. En ons dink al hierdie dinge tel iets. Maar by die ware kruis, as ons daar uitkom, is dit die plek waar ons het besef en nie tot die nugtering kom, maar Here, ek kan niks vir my redding bydra nie. Ek kan niks doen om myself te red nie, dis wat U vir my gedoen het aan die kruis. Jy sien, as jy gaan lees in Kolossense, gaan dan na Kolossense 2 toe. Jesus roep toe hy aan die kruis gesterf het, dit is volbring. Wat het hy bedoel met die woorde, dit is volbring? Gesê, dit is afgehandel. Dit is afgehandel. Hy het die prys betaal. Maar daar moet 'n plek kom, om met 'n tyd kom waar ons daai vals maskers afhaal en waar ons by die kruis kom en gaan kniel vir die kruis en besef, Here, ons het 'n redder nodig en ons moet ons harte verander. Die Here sê, jy moet jou kruis opneem. Kolossense 2, na vers 13 en vers 14, Kolossense 2 vers 13 en 14, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het dit aan die kruis vas te naal. Maar die kruis vra daai vraag nou vandag, sal jy jouself verloon? Is jy regtig bereid om jouself te verloon? Of draai jy ook maar net 'n masker van 'n vals kruis? En ek dink dis die realiteit wat ons elkeen moet besef en onsself moet afvra vanmôre. Here, het ek nie 'n vals kruis in my lewe nie. Weet julle wat is, ek gaan vir julle die versie lees, die woord van die Here sê ons Jeremia, daar in Jeremia 17 vers 9, julle hoef nie so te bly nie, ek sal dit sommer vir julle lees. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Hoor dat hy sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ons kan onsself maklik bedrieg. Ons kan maklik vir onsself lieg. Ons kan maklik onsself aan die slaap sis. Ons kan maklik onsself oortuig. Maar die realiteit daarvan is, het ek werklik 'n ware kruis in my lewe of het ek 'n vals kruis in my lewe? Jy sien, en dit is wat sê, God kyk deur jou uiterlike, hy kyk deur daai dinge en hy kyk na jou hart. Hy sien wat in jou hart aangaan. Jy kan dit nie vir hom wegsteek nie. Ek wil eintlik hierdie vraag vra. Imagine yourself, die Here kan jou hart vandag oopmaak, soos wat jy 'n boek oopmaak. En hy maak hy boek oop en hy lees jou hart. Wat gaan hy lees? Wat gaan hy lees? Gaan hy 'n verhaal lees van iemand wat net bang is vir die hel? Wat net bang is om hom te dien, net omdat hy bang is om hel toe te gaan?
Want kom ons wees nou ook eerlik, dis ook 'n vals kruis. Ek dien die Here en ek's 'n Christen net omdat ek net nie wil hel toe gaan nie. Ek sien nou met die laaste ruk wat gebeur het, mense wat so vinnig na 'n kruis gegryp het, omdat hulle so bang is hulle mis die wegraping. Gryp so vinnig na 'n doopbad, gryp so vinnig na dit, want ek is so bang. Dis 'n vals kruis. Dis 'n vals kruis. Op die einde van die dag, as God jou hartsboek oopmaak, wat lees hy? Wat lees hy? Ek wil die vraag vra, hoe is dit 'n hart wat net bang is? Is dit 'n storie wat net bang is vir die hel? Maar jy het nie eintlik lus vir die koning homself nie. Jy het nie eintlik lus om die Here te dien nie. Jy wil nie regtig die Here dien nie. Jy wil maar net nie hel toe gaan nie. Jy het nie die Here regtig lief nie. Jy wil net sy toorn ontvlug. Jy het 'n masker aan. Jy het 'n masker aan. Ek vertel vir jou vanmôre die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak. Baie van ons het 'n hart wat net bang is vir die hel. Maar ons is nie lus vir die Here nie. Ons wil hom nie regtig dien nie. Maar niemand wil hel toe gaan nie. Niemand wil verlore gaan nie. Niemand wil agterbly met die wegraping nie. Maar hoe lyk die kruis wat in ons lewe is? Is dit 'n ware kruis of is dit 'n vals kruis? Jy sien, ek en jy moet wegdoen met daai masker. En die Here roep jou vandag en hy sê, laat daai masker neerval. Haal af daai masker. Haal af daai masker. Ek soek nie jou mooi buitekant nie. Ek soek jou hart. Ek soek jou hart. Wat skuil agter jou masker? Jy sê Spreuke 23 vers 26. Dis interessant wat hy daar sê. Spreuke 23 vers 26. Hy sê, my seun, gee my jou hart en laat jou oë 'n welgevalle hê in my weë. Gee my jou hart. Wie dat so mooi van Esegiel 36, ek gaan dit ook vir julle lees. Esegiel 36 vers 26 en 27. Esegiel 36 vers 26 en 27. Esegiel 36 vers 26 en 27. Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Jy sien, die Here vra nie net jou lippe nie. Hy vra nie net jou masker nie. Hy vra nie net jou buitekant nie. Hy vra jou hart. Hy vra dat jy voor 'n kruis gaan kom kniel. Hy vra dat jy daai vals kruis gaan neerlê en dat jy die ware kruis gaan opneem. Jy sien, ek sal maak dat julle my insettinge wang en my verordeninge onderhou en doen. 'n Ware kruis dien nie net die Here omdat dit 'n tradisie is en omdat dit 'n skyn is nie. Daar's 'n uitvloeisel van dit wat in my hart is. Dit wat in my hart is die uitvloeisel hoe ek die Here gaan dien. Jy sien, en daar gaan 'n dag kom wat ek gesê het, wat daar nie maskers gaan wees nie. Dit is my interessant, in Openbaring 1, vers 14 en 15, ek sing al die liedjie van We'll Ride With You, wat praat van die wederkoms. Nou, hy sê, he has fire in his eyes, and a sword in his hand. Sy oë soos 'n vuurvlam, is Openbaring 1 vers 14. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. Hoekom beskryf die Bybel Jesus se oë soos 'n vuurvlam? He has fire in his eyes. Want hy sien deur die vals maskers. Hy verbrand daai vals maskers. Hy sien deur die voorgee.
'n vuurvlam verbrand, verteer. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here. But he has fire in his eyes. Hy kan deursien. Weet jy wat, hy dekoratiewe kruis gaan jou nie red nie. Maak jou nie 'n Christen nie. Beteken nie jy is 'n kind van die Here nie. Daai kulturele kruis gaan jou nie dra nie. Gaan vir jou niks beteken nie. Gaan nie vir jou bydra tot jou redding nie. Beteken nie jy is gered nie. Daai gemaklike kruis het geen krag nie. Gaan jou nie deur die moeilike tye kan help nie. Jy sien, dit is maklik om die Here te dien in 'n comfort zone. Dit is maklik om die Here aan vas te hou en getrou te wees aan die Here wanneer ons gemaklik is. Maar wanneer dit swaar gaan, wanneer dit moeilik gaan, wanneer dit lyk of daar geen eind is nie. Jy sien, dit is die toets of wat se tipe kruis jy dra. Van die ware kruis van Jesus. Sy opstanding, sy krag, sy bloed. Hy sal jou red, hy sal jou deurdra. Because it is done, it is finished, dit is volbring. Weet jy wat? Vandag wil jy nie daai masker afgooi nie. Ons eie harte moet ondersoek. Baie male, kom ons wees nou maar eerlik, het ons een van daai 3 kruise in ons lewe. Dit is maklik om daai kruis te hê. En as ons eerlik met onsself moet wees, ons kan maklik vingerwys en sê, ja nee, hy preek net weer vir Sunny en vir Koos, sê, nee, ek praat met jou, praat met myself. Eerste. Want baie maal het ons daai vals kruise in ons lewe. Ek het die naam van Christen, maar die krag daarvan is verloor. Ek het die beeld, maar ek dra nie die vrug nie. Wat gaan binne jou hart? Weet jy wat is baie interessant van Jesus, toe hy die Fariseërs aangespreek het? Hulle het daai kulturele ding gehad, hulle verwerp die kruis van Jesus, hulle het hom gekruisig, jy's wel. Maar wat hy vir hulle sê, julle adders, julle wit gepleisterde grafte, julle is vol doodsbeenere. Gaan lees Matteus 23, julle is mooi van buite, julle maak die beker van buite af mooi, maar binne is julle vol doodsbeenere. Gaan lees Matteus 23. Julle die skyn van godsaligheid, maar die krag is daarvan verloon. Jy kan hoe mooi praat, jy kan hoe mooi klink, jy kan hoe oulik wees, dit beteken nie jy het 'n gekruisigde lewe nie. Nou wat is die eienskappe van 'n ware kruis? Ons weet nou wat 'n vals kruis is. Maar wat is die ware kruis? Weet jy wat, die ware kruis is 'n plek van dood, maar is ook 'n plek van lewe. Galasiërs 2 vers 20. Daar baie keer gesê, hierdie is my gunsteling vers in die hele Bybel. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Die ware kruis is 'n plek van dood, maar ook van lewe. Jy sien, wanneer ek my lewe neerlê, wanneer ek my eie wil, my eie ek neerlê en laat sterwe en kruisig, dis wanneer ek saam met Jesus lewend word. Want aan die kruis, aan die ware kruis sterf ek aan my eie wil, my eie trots, my eie begeerte, my eie sondige begeertes. Maar juist daar waar ek sterf is waar ek begin lewe. Jy sien, die ware kruis is 'n plek van dood, maar ook 'n plek van lewe. Die ware kruis is 'n plek van gehoorsaamheid. Jy sien, Jesus het nie net die kruis gedra nie. Dis iets wat ons altyd baie male vergeet. Hy het dit in gehoorsaamheid aanvaar. Ons dink baie male net, hulle het hom aan die kruis vasgeslaan. Weet jy wat, hy het die kruis
in gehoorsaamheid aanvaar. Wat het hy gebid in die tuin van Getsemane? Vader, nie my wil nie, maar U wil. Jy sien? In Filippense 2 vers 8 sê hy vir ons, hy in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, tot die dood van die kruis. Die ware kruis is 'n plek van gehoorsaamheid. Hy was gehoorsaam tot aan die dood. Ek wil vir jou vra, hoe gehoorsaam is jy aan die Here? Hoe gehoorsaam is jy aan die woord van God? Hoe gehoorsaam is jy aan die Heilige Gees? Kom ons wees dan maar eerlik. Ons kan nie sê ons lewe 'n gekruisigde lewe as ons ongehoorsaam is aan die Heilige Gees nie. Ons kan nie sê ons lewe 'n gekruisigde lewe as ons ongehoorsaam is aan God se woord nie. Want as ons ongehoorsaam is aan God se woord, is ons gehoorsaam aan die duiwel. Finish en klaar. Jy sien, die ware kruis is 'n plek van gehoorsaamheid. En Jesus het in gehoorsaamheid daai kruis gevat. Hy het homself ontledig. Hy het homself gesê, Here, nie my wil nie, U wil. En hy het in gehoorsaamheid die pad van die kruis gestap. Daarom gaan dit van my en van jou ook verg, dat ons eie ek moet kruisig. Dit gaan nie 'n maklike pad altyd wees nie. Dit gaan nie maanskyn en rose wees nie, maar dit gaan 'n stap wees, 'n pad van gehoorsaamheid. Waar ons in gehoorsaamheid die Here dien. Weet jy wat is nog die ding van die ware kruis? Die ware kruis is 'n plek van genade en nie van verdienste nie. Want by die ware kruis kan ek nie werk vir my redding nie. Niemand verdien redding nie. Niemand kan daarvoor werk nie. Maar weet jy wat is die awesome ding? Ons almal word uitgenooi om daai genade te ontvang. Ons almal word uitgenooi om daai redding te ontvang. Hy gee dit vir ons, maar jy het 'n keuse. Uit genade is jy gered, deur die geloof, dit nie uit jouself nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Efesiërs 2 vers 8 en 9. Die ware kruis is 'n plek van genade. Weet jy wat, maak nie saak hoe ver ek en jy geval het nie. Maak nie saak hoe ver ek en jy al geval het om God te leer te stel nie. Maak nie saak hoe ver ek en jy geval het in die wandeling met die Here nie. As ons by die kruis kan uitkom, by die ware kruis kan uitkom, hy maak ons nuut, hy rig ons op, hy was ons skoon, hy vergewe ons, hy herstel ons, hy genees ons. Hy is getrou en regverdig. Kan jy met ons eie trots neerlê. As ons besef wat genade beteken, as ons besef wat genade is, hoe anders kan ons hom nie lief hê nie? Hoe anders kan ons hom nie dien nie? Hoe anders kan ek hom nie anders as gehoorsaam wees nie? Hy wat sy lewe vir my oorgegee het, hy wat my eerste lief gehad het, hoe kan ek hom nie lief hê nie? Hy wat my gered het van die toorn, van die verderf, hy het my vrygekoop het, hy wat my sonde vergewe het, hy wat my nuut gemaak het. Hoe kan ek hom nie lief hê nie? Hoe kan ek nie met hom 'n verhouding wil staan nie? Hoekom wil ek vals kruise in my lewe hê? As die ware kruis deur genade vir my gegee is, en ek kan vashou aan die ware kruis, het ek vals kruise nie nodig nie. Ek hoef nie 'n masker te dra nie, ek is nie volmaak nie. Maar hy maak my volmaak, deur hom is ek. Hy reinig my. Hy lei my, hy dra my, ek hoef nie voor te gee nie. Ek hoef nie 'n kruisie in my huis te hou om te wys ek is 'n Christen nie. As jy verstaan wat ek bedoel daarby, is nie meer fout om 'n kruis in jou huis te hê nie. Gaan kyk, voordat iemand weer vir my boodskap stuur, gaan kyk my lees iemand 'n gedoen interpretasie van simbole. Maar, waarvan ek praat, baie maal het ons 'n kruisie in ons huis, maar ons leef nie vir die Here nie. Ons hoef nie vas te hou aan 'n vals kruis nie. Die ware kruis bied vir my en vir jou soveel meer.
Die ware kruis van Jesus gee vir my en vir jou soveel meer. Dit gee vir ons vryheid. Dit gee vir ons genesing, dit gee vir ons vergifnis, dit gee vir ons 'n volle lewe in hom. Weet jy wat, die ware kruis van Jesus gee ons krag. Ek gaan vir jou sê, met al die valse kruise in ons lewe, wanneer die storms teen ons kom woed, dis wanneer die kruise val. Die ware kruis sal jy staande hou. Jy sien, die ware kruis maak die trotse persoon nederig. En hy maak die gebrokene persoon heel. Hoekom wil ek 'n vals kruis in my lewe hê? Weet, die ware kruis bring vrug in my lewe. Ware vrug. Die vrug van die Gees. Nie 'n vertoon nie. Nie 'n aansit nie. Ware vrug. Jy sien, die vals kruis wil gesien word. Dit is hoekom dit vals vrugte dra. En dit is hoekom dit 'n vals vertoon gee, want die vals kruis wil graag gesien word. Weet jy wat, die ware kruis dra vrug in stilte. Hoor my wat ek sê. Die ware kruis dra vrug in stilte. Ek hoef nie te koop te loop met my Christendom nie. Lukas 9. Lukas hoofstuk 9, daar so vers 23 en vers 24. Ek wil hê jy moet hierdie versie gaan merk in jou Bybel en jy moet dit gaan lees. En ek wil hê hierdie week moet jy dit oordink en jy moet oorbid. Lukas 9 vers 23 en vers 24. Hy sê vir almal, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Hoor wat hy sê, elke dag. Dis nie 'n eenmalige ding nie. Maak dit al 20 jaar terug, ja, maar is 'n elke dag proses. Om die vals kruis uit jou lewe te verwyder, om die maskers van die vals kruis af te gooi en die ware kruis te omhels. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Jy sien, as jy dink jy gaan deur die vals kruise en deur die vals maskers gered word, gaan jy jou lewe verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, hy sal dit red. As jy jouself prys gee, as jy die eie ek kruisig en by die ware kruis gaan kom, dis waar jy sal lewe. Dis waar jy sal lewe vind. Ek wil vir jou sê, daai kruis is nie 'n ornament nie, dis 'n roeping. En die ware kruis lei na die opstanding. Die pad van die kruis eindig nie by 'n graf nie. Weet jy, die vals kruise, wanneer die dood intree, wanneer die graf intree, beteken daai vals kruise, daai maskers, vir jou absoluut niks. Wanneer is jou sterfdag? Wanneer gaan die Here jou kom haal? Jou vals kruise in jou lewe gaan vir jou niks beteken nie. Maar die ware kruis lei na die opstanding. Van daar waar ware oorgawe is aan Jesus, kry ons 'n belofte dat ons saam met hom sal lewe. Maak jou Bybel oop, Romeine 6. Ons sal saam met hom lewe. Die pad van die kruis eindig nie by die graf nie. Want waar daar oorgawe is daar altyd 'n nuwe lewe. Ek en jy, as ons oorgegee is aan Jesus, sal ons lewe. En hy gee vir ons hierdie belofte. Romeine 6, daarso vanaf vers 5 tot en met vers 7. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, wat sê hy dit vir ons? As jy jouself gekruisig het, die eie ek,
sal ons dit ook tog wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het is geregverdig van die sonde. En dan sê hy vir ons daar so reg in daai heel eerste gedeelte, as ons saam met hom gekruisig is, wat is ons so gelyk vir hom aan sy opstanding. Ons sal ook saam met hom lewe. Die ware kruis het vir my vir jou belofte. Soos wat Christus uit die doodheid opgestaan het, sal ek en jy ook opstaan in 'n nuwe lewe, in 'n ewige lewe saam met hom. Baie van ons hou vas aan vals kruise. Die vals kruis hang om die nek. Deel van my kultuur, so ornament. Maar die ware kruis, hoor nou mooi, lê op my skouer. Dis 'n kruis wat ek opgedra het, opgetel het, en ek dra hom elke dag. En dit verander alles in my lewe. As ek die ware kruis van Jesus in my lewe het, sal my lewe radikaal verander. As jy vir my sê, jy dien die Here, jy het jou hart vir die Here gegee, maar daar is nie verandering in jou lewe nie, dan wil ek vir jou sê, is daar fout. Die ware kruis verander jou. Daar sal vrug wees. En ek wil afsluit om vir jou te sê, dat ons die vals kruis afgooi. Die ware kruis dra. Die ware kruis van geloof, liefde, gehoorsaamheid en die lewe in Christus. Gooi af daai masker. As jy vanmôre jou masker so moet afhaal, wat sien jy? As jy jouself in die spieël gaan kyk, wat sien jy? Wees eerlik met jouself. As God jou hartsboek moet oopmaak, wat lees hy? Het jy regtig Jesus of het jy hom nie? Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee.